Man in die rolstoel, episode 16. Carmen trek haar tekkies aan en gooi haar rugsak oor haar skouers. Dit is 3 uur Saterdagmiddag. Snippers is nou weer terug by oom Harties van Langsaan en vanoggend se koffie en beskuit saam met Rion behoort tot die verre verlede. Carmen stap net na die groot sentrum, deur ander kant die groot pad nie net vir brood en melk nie, en veral nie as sy lus het om haar tande in iets lekker te slaan nie. Daarom stap sy na daai ander plek toe. Dit is in elk geval nader. In die goeie ou dae het elke woonbuurt een gehad. Nou raak dit 'n skaarsheid, 'n kommoditeit, en in die meeste gevalle behoort dit steeds aan uitlanders. Daardie lekker ou kafee op die hoek van die straat, of om die draai van die skool af, 3 blokke van hier af. 'n Goeie stappie as jy die kalorieë van 'n Big Bang burger medium grootte moet verbrand. Want nou het Rian haar mos lus gemaak vir 'n burger en skyfies dalk. Of 'n cheap roomys. Niemand stap in Desember by Big Bang burgers uit sonder 'n draai roomys nie. Waar gaan jy heen? Vra Kalfyn, wat daar van agter af met Buffalo Security se swart gemerkte polo inhaal en voor haar stop. Kafee toe, antwoord sy by die passasiersvenster. Wil jy saamry? Nee, dankie, ek moet stap vir oefening en om kalorieë te verbrand. Maar kry jy nie genoeg oefening met die selfverdedigingsklasse wat jy by die kerk aanbied terwyl jy daar berading doen nie? Vra Kalfyn. Hy weet mos van alles. Nee, nie soveel as wat ek wil nie. Ons het gesluit vir Desember. Dis goed om aan die gang te bly. Anders gooi Tannie Susan van die kerk my volgende jaar met my eie judo tricks dat ek daar trek. Nou maar lekker stap, Carmen. Sien jou daar. Ek het middagete gemis. Nou kry ek van my chomme daar. Dit is alom bekend dat Big Bang Burgers se eienaar Bogo vir Buffalo Sekuriteit se manne op Saterdag Big Bang Burgers, extra large of Russiese worse van olifantslurp afmetings teen halfprys aanbied. Sy diens glo aan die gemeenskap. Die dat Buffalo Sekuriteit altyd ekstra sigbaar is in die omgewing oor naweke. Raar genoeg is daar ook spekulasie dat daar die klein karretjie met die donker getinte vensters wat in die week daar rond staan en allerlei blaartjies, poeiertjies en pilletjies in vierhoutjie boksies verkoop aan klante en selfs skoolkinders nie so gereeld oor naweke daar is nie. Carmen het dit een keer gewaag om vir daardie oosterse man wat agter die stuurwiel sit 'n vinger te wys. Sy dog hy klim uit en breek al 9 ander vingers aan haar hand, want die een wat sy gewys het hy klaar flenters gekyk. Af, stikkend, grond toe aanskerwe. Carmen stap by die kafee in en bestel haar hamburger en kleinste bakkie chips. Sy haal 'n brood van die rak af en kry melk in die yskas. As sy na die tyd nog lus is, sal sy roomys koop. Met haar hamburger en boksie slappes, gaan sit sy om die draai by een van die kafee se tafeltjies. Dit is daai soort tafeltjies waar die bankies se pote aan die tafels vas is. Daar is 6 sulke tafels en Carmen is nogal verbaas om te sien dat dit gewoonlik redelik skoon lyk. Die tafels word oggend en aand gewas, het die bestuurder haar verseker, van die klein donker Algeriër wat die kasregister bestuur is nie die eienaar nie. Die eienaar, Bogo, is 'n man in 'n groot swart kar wat elke tweede dag kom kontant haal. Dit het Kalfyn van Buffalo al vir Carmen vertel, ook dat die tafels 2 keer per dag gewas word. Kalfyn, wat al by een van die tafels met 2 van sy kollegas sit en eet, waai vir haar. Daar is Russiese worse en 'n berg chips tussen hulle. As hulle daar opstaan, is die tafel mos weer vuil. So sy wonder of iemand gaan uitkom om die gemors te was. Sy wonder net vir 'n kort oomblik, want ag wat,
Sy is daarom nie vreeslik kleinserig of femies nie. Haar ma het altyd gesê, 'n klein bietjie kieme help om die immuunstelsel op te bou. Maar om haar immuunstelsel nie te hard uit te daag nie, sit sy een van die 3 servette wat sy gekry het op die tafel onder haar polystyreen boksies neer, voordat sy dit oopmaak en die hamburger eerste uittaal. Dit voldoen aan al die standaarde van 'n 10 uit 10 kafee burger. Vir 'n oomblik wonder sy of Rion dieselfde vreugde ervaar het, toe hy vanmiddag sy tande in die steersburgers geslaan het. Dit is mos wat sy vriende sou saambring om saam met hom te geniet. Klein vreugdes in die lewe wat mense steeds kan geniet, selfs al word ander voordele van 'n mens weggeneem. Eet, mooi musiek, die vreugde van samesyn, die mens is en bly mos eintlik 'n tropdier, wat sy lankal al haarself mee eenkant gebring het. En die ander ding is natuurlik liefde maak. Al kan Rion sekerlik nie sy bene in die proses gebruik nie. Goeie genigtig Carmen, jy byt in 'n hamburger en jy dink aan bedsake. As sy nou een van haar eie pasiënte was, het sy die persoon getroos en gesê, dit val in elk geval in dieselfde kategorie van sintuiglike genot. Ag, jy mag dit maar geniet. Almal mag dit geniet, behalwe sy. Die duiwel het mos self tussen haar en daardie vreugde kom inklim. Nie dat sy enigiets daarvan oorgehou het nie, in elk geval nie fisies nie. Daarvoor het die mediese wêreld gesorg. Pille net vir ingeval, want almal was mos HIV verskrik. Sy self ook, maar dankie tog, dit is 15 jaar later en helaas, haar liggaam is blakkend gesond. Sy weet dit, sy gaan elke jaar vir die toets. Dit is net haar gees wat steeds bloei. Daar is nie veel karre wat op 'n Saterdag in hierdie stil strate ry nie. So natuurlik sal almal opkyk as die enigste kar wat verbygaan sy remme skielik skree. Hulle wag vir 'n slag. Dit is 'n kind. Hy het die straat oorgesteek en duidelik nie gekyk waar hy hardloop nie. Gelukkig word hy nie getref nie. Hy glip verby en kyk die tafels van die kafee deur. Sy oë soek na wegkruip plek. Flippy, roep Carmen uit. Kom hier, jong man, wat gaan aan? Die manne van Buffalo sekuriteit kyk ook in hulle rigting. Alles reg, die kind is nou by my, beduie Carmen, en hulle wys duime op en drink Coke uit hulle plastiekbottels. Hulle moet my nie hier kry nie, asseblief nie, Tannie Carmen, fluister Flippy en wil omdraai en verder hardloop. Nee, wag, kruip onder die tafel in, kom sit agter my bene hier teen die muur. Dit kan werk, die tafel waar sy staan is teen die winkel se muur. Hy skuif tussen haar en die muur in. Net toe kom daar nog 'n bekende vrou uit die winkel gestap. Johanna, die vrou wat by die professor en sy vrou aan Carmen se linkerkant werk. Sy het al gereeld vir Johanna ook 'n geleentheid na die busstop toe gegee. Johanna, roep Carmen uit, kom sit 'n rukkie hier by my, sal jy? Is jy seker, jy eet dan? Vra Johanna. Natuurlik. Nou maar goed, Johanna is groot en vandag het sy 'n lang romp aan. Sy sit haar handsak tussen die tafel en die bankie op die grond neer en haar inkope op die tafel. Daar's brood en Coke in. Gaan jy nie vanjaar vir Kersfees huis toe nie? Maak Carmen met haar geselskap om haar daar te hou. Nee, professor en mevrou is mos vanjaar oor see na hulle oudste seun in Nieu-Seeland. Ek pas die kinders op. Die kinders is 2 piepklein jokies en 'n persiese kat. Johanna se oë is op die hamburger in Carmen se hande. Sy is waarskynlik ook lus daarvoor. Deel asseblief met my, bied Carmen spontaan aan. Dit is altyd te groot. Sy breek dit versigtig in 2, hou die deel waaraan sy geëet het vir haarself en gee die ander vir Johanna aan.
My oë is altyd groter as my maag, en dan mors ek die helfte, ek kan nooit hierdie hamburgers baas raak nie. Voordat Joanna verder kan protesteer, sit sy reeds met die helfte van die lekkerte in haar hande. Ja, enigiets om haar 'n rukkie daar te hou, terwille van Flippy hier onder die tafel. Carmen wonder wat is aan die gang. Dankie. Joanna vat die servet wat Carmen na haar toe uithou, en toe eet sy saam. Kry chips ook, sê Carmen. En toe Carmen daarna weer opkyk, is dit in die oë van die persoon of persone waarvoor Flippy waarskynlik gevlug het, want sy voel hoe sy lyf saamtrek hier onder die tafel. 3 donker manne. Waarskynlik nog al 'n jongere geseënde een, maar met 'n baie moderne haarstyl. Korterige hare wat op een of ander manier byna spierwit gekleur het. Die ouer 2 van die 3 storm by die kafee in, maar die een met die blonde hare steek by die tafel vas. Het hulle dalk gesien hoe Flippy onder die blad ingeglip het? Gaan hy nou eis dat sy die seun aan hom moet uitlewer? Wel, hy sal eers by haar moet verbykom, voordat hy iets aan hierdie mannetjie kan doen, en daarna by Calvin, want sy sal Buffalo se manne aan haar kant kry, indien nodig. Maar, dit is nie na haar wat die mannetjie staan en kyk nie. Hy kyk na die vrou wat oorkant haar by die tafel sit. Jimmy, roep Joanna uit, en staan half uit die bank op met die burger steeds in haar hand. Ma, prewel die kind. Ek dog ma is reeds huis toe. Nee my kind, ons huis is mos deesdae hier op die dorp met ouma wat ook intussen dood is, en jy wat nie meer by my wil wees daar in Hammanskraal nie. Ek woon nou permanent in die garden flat daar by die prof en sy vrou, en jou kamer is nog steeds net soos wat jy dit daar gelos het. Ma, ek wil nooit in my lewe weer in bedende kwartere bly nie. Dit was een ding toe ek klein was en skool gegaan het, en ek weet die mense was goed vir my, maar nou is ek groot. Jimmy praat suiwer Afrikaans met sy ma. Dit kom net so maklik soos die taal, wat hulle waarskynlik tussen hulle eie mense gebruik, wanneer hulle in Hammanskraal is. Maar jy gaan nog skool, my kind, asseblief, antwoord Joanna, en daar is skielik trane aan haar oë. Al bly jy nie meer by my nie, maak net klaar met skool, want prof David gesê, hy gaan betaal vir jou om universiteit toe te gaan. Jy's 'n slim kind, jy kan dit doen. Nee ma, ek het nie ander mense se charity nodig nie, ek sorg vir myself. Sorg vir jouself, maar jy is duidelik met die verkeerde maters deur mekaar. Wat doen julle? Hoekom hardloop julle hier rond, verkoop julle dwelms? Ma, shut net up. Carmen voel hoe iets in haar saamtrek. Jy praat nie so met jou ma nie. Maar sy weet dat sy haarself hier moet uithou. Sy kyk net af op die tafel en sit die laaste stukkie van haar halfte van die burger in haar mond. Daarna vee sy haar hande aan die servet af. As dit nie was vir Flippy, wat daar tussen haar bene in die muur ingewring sit nie, het sy opgestaan en verkieslik haarself verskoon en weggestap. Sy kan net dink hoe sleg dit vir Joanna moet wees om so deur haar eie seun aangespreek te word. Die 2 ander ouens kom nou by die kafee uit en vra, wat gaan aan Jim? Wat soek jy met hierdie 2 vroumense? Jimmy slaan oor na Engels. Ek het vir hulle gevra of hulle seun gesien het, een wat ongeveer so groot is. Hy wys met die hand. Hy Konna, sê sy ma, en vee haar hande ook af. Hy is daai kant toe, beduie Carmen, agter die ou posbusse in. Trek seker al verby die bome wat na die volgende voorstad gaan, want hy het gehardloop, asof die wind hom jaag. Is dit? Nou maar kom. Die een ou begin hardloop. Hy gaan nie dat 'n kleinerige af die plaaskind vir hom weghol nie. Sy maat sit hom agterna. Kom na my toe vir Kersfees, vir Kersdag Jimmy, asseblief, pleit Joanna in trane. As antwoord keer hy sy rug op haar
en begin ook hardloop in die rigting waarheen die ander verdwyn het. Calvin is nie dom nie. Om op te let is deel van sy werk. Wanneer die Buffalo groep daarna uit mekaar stap, kom hy na die tafel toe aan. Wat is hier aan die gang? En waar is die seun wat hier by jou onder die tafel ingekruip het? En hoekom het hy dit gedoen? Calvin, het jy gesê dat jy bereid is om vir my 'n rygeleentheid huis toe te gee? Vir my en 2 ander passasiers, asseblief? Vra Carmen mooi. Ja, ek kan dit seker doen. Joanna val amper op haar rug toe Flippy onder die tafel uitklim. Het jy daar onder weggekruip om van my kind af weg te kom? Wil sy weet, toe hulle al in die polo sit en amper by die huis is. Hoekom kruip jy weg vir my kind? Hy's goeie kind. Of is my Jimmy met verkeerde goeders deur mekaar? As iemand in hierdie kar met verkeerde goed deur mekaar is, wil ek nou daarvan weet, verklaar Calvin. En toe wil hy ook vra, moet ons eers die kind gaan aflaai, want sy huis is mos nou naaste op die pad na julle huise toe. Nee, ek dink nie so nie. Flippy, wil jy eers by my kom tee drink? Vra Carmen. Ek sal jou laaste reis toe neem met my kar. Die kind dink 'n oomblik na en toe knik hy. Ja, asseblief Tannie, ons moet praat oor die honde. Ek en ouma wil mos plaas toe gaan oor Kersfees en daar is nou niemand wat kan kyk nie. Tannie het laas gesê as ons nie regkom nie, moet ons praat. Weet Tannie dalk van iemand wat kans sal sien vir sulke groot honde wat soms nogal kwaai kan lyk? Ja, Flippy, ek weet van iemand. Ek sal self na julle honde gaan kyk. Nou maar gaaf, is dit waaroor dit gaan? Dan laai ek julle 2 buurvrouens voor julle plekke af. Dit word nie eintlik toegelaat nie, maar vandag was Buffalo Security tot julle albei se diens. Hy kyk 'n oomblik in die spieël na Joanna voordat hy byvoeg. En Joanna, jy weet jy kan enige tyd met my praat as dinge met Jimmy vir jou te veel raak. Daardie kind het mos voor my oë groot geword. Regtig? Ken julle mekaar so lank? Carmen kyk verbaas van Calvin na Joanna. Hoe so? Ek het vir Joanna die werk gekry by die professor. Joanna se man, Jimmy se pa, het 15 jaar gelede vir ons maatskappy gewerk. Hy is in 'n transito-roof om die lewe gebring, vermoor. 15 jaar gelede. Dit klink soos 'n plaat wat vasgehaak het in Carmen se ore. Alles wat verkeerd gegaan het duidelik 15 jaar gelede gebeur. Word vervolg.